Goeiemôre geliefdes en baie welkom in die huis van die Here. Ek vertrou dat vandag vir ons elkeen tot groot seën sal wees. So hopelik is dit ook dan nou volgende Sondag DV en as alles uitwerk soos dit moet, dat ons gewone orgel het, maar mense het opnuut waardering, daar is registers wat daardie keyboard, klaverbord liewers van jou speel wat mens nie by die orgel het nie. Klink mooi. 'n Offer vra die Here nie. 'n Brandoffer wil hy nie hê nie. Die offer wat God wil hê, is vir ootmoediging. Hy sal 'n hart vol ootmoed nie gering ag nie. Geliefdes, genade, barmhartigheid en vrede vir julle, van hom wat was, van hom wat is, van hom wat weer sal kom. Amen. Liewe Here, en soos ons in ons lied daarvan gesing het, getuig ons ook nou in ons gebed as belydenis, dat eer alleen U toekom. Dankie Here, dat ons hier kan wees. Dankie Here, dat U ons ken, en deur die woord spesifiek, elkeen tot ons spreek deur die gees van lewe, vir die goedheid en die liefde en die genade. Vader, ons raak stil. Ons bid dat ons sal luister, dat ons sal hoor, ons eie sal maak, sal doen en uitleef. Ere aan U, o Heer, U wat was, wat is en wat weer sal kom. Amen. Geliefdes, ons skriflesing vanoggend kom uit die Ou Testament, uit Psalms, Psalm 51, daarvan verse 1 tot 21. Voor ons hierdie gedeelte saam lees, en terwyl u ook so daarna blaai in die Bybel, ook net 'n agtergrond op wat ons gaan lees. En hierdie agtergrondgedeelte kan jy maar 'n nota neem, om dit op die eie tyd verder gaan lees, is 2 Samuel 12 verse 1 tot 7. Sien ons wat eintlik hierdie Psalm, die agtergrond van hierdie Psalm wat dit voorgaan. En dit handel oor koning Dawid en die profeet Nathan wat na hom toe gekom het. Hierdie profeet kom na die koning toe, tipies soos maar van 'n regsgeding wil vra, die koning sou dan 'n oordeel vel op hierdie scenario geval. So dit was nie vreemd dat die profeet na koning Dawid toe sou gegaan het nie. En die profeet Nathan sê vir hom die volgende, vertel vir hom hierdie storie van 2 mans. Koning Dawid, daar was 2 mans, een man is ryk, ander man is arm. Die een man het beeste en skape gehad, die ander man het net hierdie klein ooi lammetjie gehad. En Dawid, dit het nou gebeur dat daar besoekers aangedoen het by die ryk man. En soos dit dan nou die gasvryheidsgebruik van daardie tyd sou wees, moes hierdie ryk man vir hierdie gas van hom iets voorsit, vir hom kos gee. En Dawid, hierdie ryk man het toe gegaan, en nie soos jy dalk gedink het, sy eie beeste of sy eie skape geslag het om vir hierdie besoeker te gee nie. Hy het gegaan na die arme man, en hy het sy enigste ou ooi lammetjie geslag en voorgesit vir hierdie gas. Nou soos jy hierdie verhaal hoor, wil al klaar van iets van ongeregtigheid in jou opwel. Wie kan dit doen? En Dawid, lees ons dieselfde woorde, bloedig vererg, dat iemand so iets kan doen, en dis sy uitspraak. Dis wat die koning sê moet met hierdie man gebeur. Hy sê, so seker as die Here leef, 'n man wat dit oor sy hart kan kry, om so iets te doen, hy moet 4voudig vir hierdie ooilam vergoed, maar hy moet doodgemaak word. En dan antwoord die profeet vir die koning en sê, koning Dawid, jy is daardie man. Geliefdes, en dan ons skriflesing, Psalm 91, na aanleiding van hierdie verhaal, Psalm 51, 1 tot 21, skryf Dawid. Opskrif daar is, neem tog my sonde weg. Vir die koorleier 'n Psalm van Dawid, na aanleiding daarvan dat die profeet Nathan na hom toe gekom het oor sy oorspel
met Batseba. So ons kom ons agter, wat is dit wat hy geneem het van die arme man? Kan u duidelik ook daardie vergelyk tref. Dis Dawid se woorde aan die Here: Wees my genadig, o God, in die troue liefde. Wis my oortredings uit in die groot barmhartigheid. Was my skoon van my skuld, reinig my van my sonde. Ja, my oortredings ken ek, van my sonde bly ek altyd bewus. Teen U alleen het ek gesondig, ek het gedoen wat verkeerd is in U oë. U uitspraak is dus reg, en U oordeel regverdig. Ek was al skuldig toe ek gebore is, met sonde belaaid toe my moeder swanger geword het. Maar U verwag opregtheid diep in 'n mensehart. Laat ek dan diep in my binneste weet hoe U wil dat ek moet lewe. Neem tog my sonde weg, dat ek rein kan wees. Was my dat ek witter as sneeu kan wees. Laat my weer blydskap en vreugde belewe. U het my verbrysel, laat my weer jubel. Moet tog nie ag slaan op my sonde nie. Wis my skuld uit. Skep vir my 'n rein hart, o God. Vernuwe my gees en maak my standvastig. Moet my tog nie van U af wegdryf en U Heilige Gees van my af wegneem nie. Laat my weer die blydskap ervaar van iemand wat deur U verlos is. Laat my U weer met toewyding dien. Dan sal ek oortreders leer wat U van 'n mens verwag, dat die sondaars hulle tot U sal bekeer. Red my van my ondergang, o God, my redder, dat ek kan jubel oor die verlossingsdaad. Here, gee my die woorde om U lof te verkondig. 'n Offer vra U nie, anders sou ek dit bring. 'n Brandoffer wil U nie hê nie. Die offer wat U wil hê, o God, is vir ootmoediging. U sal 'n hart vol ootmoed en berou nie gering ag nie, o God. Laat Sion U liefde en die goedheid ondervind. Herbou tog die mure van Jerusalem. Dan sal die offers wat voorgeskryf is, weer vir U aanneemlik wees. Offerdiere wat heeltemal verbrand word, dan sal hulle weer bulle op U altare offer. Tot sover ons skriflesing vanoggend. Geliefdes, dit is die woord van die Here. Gras verdor, blomme verwelk, maar die woord van die Here bly ewig staan. Amen. Geliefdes in ons Here Jesus Christus, so is vandag ons eerste Lydingssondag, die tyd wat ons die lydingstyd dan nou ingaan. Van teruggetel, van Getsemane, van Paasnaweek, 40 dae, dan sal jy kom by verlede week, wat dit eintlik begin het met die naam Aswoensdag. En so van Aswoensdag af, dus Sondag uitgesluit, 40 dae, is mens weer by Paasfees, by Getsemane. Lydingstyd. In die lydingstyd, soos mens ingetoe raak, selfondersoek doen, stadig die pad stap, dan dink ons aan ons menslikheid. Ons dink aan ons sterflikheid, ons dink aan ons behoefte aan 'n verlosser. Maar ook reeds in hierdie woorde van rou, stadig die pad stap, ingetoe, is dit nog steeds in hoop en verwagting. Weet ons wat ander kant opstanding Sondag ook gebeur. Maar so is ons inpas in die kerkjaar waar ons tans is, en is nou lydingstyd. Ingetoe. Ingelei met as. Aswoensdag se as is nog steeds met die eerste Sondag van die lydingstyd daar. As verteenwoordig dood. Verteenwoordig rou. Verteenwoordig oordeel. Dis al hierdie donker woorde, dis woorde wat jy nou dink mense nou 'n preek deursit en van rou en dood en sonde dit aanhoor. Maar geliefdes, so is ons in die kerkjaar daar. By die as. By ons eie as, waar ons sit in sak en as.
Erken ons in ons eie lewe die as in ons lewe. Ons treur, maar dan weer eens nie as mense sonder hoop nie. Ons weet ons hoop is in Christus, maar ons sit net vir 'n oomblik by ons as. Nou geliefdes, die rede hoekom lydingstyd pertinent oor 40 dae duur, as jy dalk die vraag sou gehad het, is om in ooreenstemming te kom met die 40 dae van vas en versoeking wat Jesus in die woestyn gehad het. Dit is hoe die vroeë kerk op hierdie 40 dae gekom het. En presies so onderneem ons dan nou, soos ons in die kerkjaar hierdie pad stap, hierdie 40 dae stap, is dit in die voetspore van ons Here Jesus Christus, maar spesifiek die lydingspad wat hy gestap het. En so word ons ingetrek in die Bybelteks in. En soveel keer as ons die Bybel lees, dan lees ons dit van buite af, as toeskouer. Die fout wat ons maak is, ons is ten diepste deel daarvan, word ons ingetrek, selfs Psalm 51, raak ons deel van hierdie teks, ons lewe raak deel van hierdie teks. Martin Luther, geliefdes, het gesê dat Psalm 51 spesifiek ware bekering van sonde voorstel. Is 'n boetepsalm, maar deels is die rede waarom Martin Luther dalk so hoë dink gehad het aan Psalm 51, is dat hier skuld bely word, maar die skuld word nie op iemand anders of iets anders gepak nie. So jy sien 'n mate van erns, Here, dis my sonde. Dis my skuld. Dis nie 'n ander een nie, is nie 'n toeloop van omstandighede wat ek die vinger kan wys na iemand anders nie. Here, dis ek. Dalk in daardie mate van as, die eerlikheid kom veral sterk na vore. Die psalmis sê, dis hy. Dis nie God nie, of dis nie ander mense se skuld nie. Here, ek is skuldig. Nou geliefdes, as ons vir 'n oomblik net ook stil staan, en so van 'n kant af hierdie psalm na kyk, gewoon na die datum van die psalm, dan sou mens nou dadelik dink, goed, dit moet in die tyd van Dawid wees, want dit is dan 'n psalm van Dawid. Dis aan die een kant waar, Dawid het noodwendig dele daarvan geskryf, maar hierdie psalm dateer eintlik baie later, baie na Dawid, en die rede daarvoor is eintlik die melding van herbou die mure van Jerusalem. Dit het eers baie later gebeur, na Dawid nog geleef het, in die na-ballingskaptyd, toe Israel van Babylonië eers teruggekom het. Goed, vir ons is dit nog steeds baie lank terug, so in die jaar 586 voor Christus dat dit plaasgevind het. Maar die punt van die saak is, hierdie psalm kan enige tyd geskryf wees, en myns insiens was dit nie 'n geval dat hy geskryf is en klaar geskryf is nie, dis ten dele is hy geskryf en daar's bygesit, maar van Dawid tot die ballingskapstyd, 'n verskriklike lang tyd. Lang terug natuurlik vir ons ook, dat jy sê nou wil vra, nou wat beteken dit nou eintlik vir ons hier nou en vandag? Ek dink die sleutelwoord daar is tydloos. Dit gaan nie, geliefdes, noodwendig oor hierdie of daardie spesifieke sonde nie. Dit is tydloos. Hierdie psalm kon enige tyd geskryf wees, vir enige omstandighede, tot vir ons hier nou en vandag. Ek dink juis as teologiese intensies het vir ons belangrik in daardie opsig om te weet wanneer hierdie redelike dan jong psalm geskryf is. Tydloos. Maar terwyl ons praat van die tydloosheid van die psalm as sulks, is die tydloosheid van die inhoud daarvan net so geldig. Van sonde. Dit word universeel eintlik aangespreek. Soos ek gesê het, dit gaan nie oor hierdie of daardie spesifieke sonde nie, maar die mens as 'n sondige wese. Bekende uitdrukking wat ons gebruik, so ontleen van Calvin, in sonde gebore en ontvang, hoor jy gereeld in die eredienste. Dit sê Dawid. Hierdie mate van erfsonde. Here, ek het die doel gemis.
Dit gaan oor 'n verbuiging van geregtigheid. Dit gaan in wese ook oor opstand teen God, hierdie gedeelte. Maar ek dink spesifiek, en so die mense in die Ou Testament verstaan wat sonde is, en moet ons bietjie dit vergelyk met ons eie idee van wat sonde is, begin ons dalk by die Ou Testament, het hulle sonde beskou as om die doel vir al wat God met jou lewe het, te mis. Soos jy met 'n pyl en boog sou skiet en die teiken mis. Dis eintlik hoe hierdie woord sonde in Hebreëus ook sy oorsprong het, om mis te skiet. Om die doel wat God met jou lewe het te mis. Dis sonde. Nou, geliefdes, in ons dag en tyd vergelyk ons sonde baie individualisties, my sonde. Hierdie gedeelte sien ons, dit gaan nie net oor my sonde nie, want my sonde het ook verrykende implikasies. Dit raak ook my naaste. Maar sonde wat die bestaan van die hele mens deursuur. Vers 4 praat hy van 'n afwassing van hierdie sonde wat nodig is. Soos jy klere sal was, dat dit witter as sneeu sal wees, is die uitdrukking daar. Wat interessant is, geliefdes, egter by hierdie Psalm, is wat Dawid voor om vergifnis vra. Want in die Ou Testament was daar nie 'n opsie om skuldvergifnis te kry, as ons dan nou kyk na Dawid se spesifieke sonde vir wat hy gedoen het nie. Oorspel en moord ook. Die uiteinde was die doodstraf. Daar bestaan nie in Israel se kultuur, hulle geloofskultuur, enigsins die kans dat jy na God toe kan gaan. En Here, vir dit wat ek gedoen het, wil ek nou om vergifnis vra nie. Daar was nie so 'n kans nie. Dit was doodstraf. En dit is hoekom ons Psalm 51 dalk bietjie stadiger moet lees, want wat Dawid hier doen is, hy is heimlik bewus van wat hy gedoen het. Hy weet wat is aanvaarbaar in hulle geloof en nie, en hy weet wat is die nagevolge daarvan, maar hy gaan vra om vergifnis vir iets wat hy besmoontlik weet, ek gaan doodgemaak moet word. Daar was nie 'n opsie om 'n skuldoffer aan God te bring vir wat hy gedoen het nie. Al opsie is doodstraf. Geliefdes, hier kan jy sien, begin genade, begin resoneer. Want wat Dawid eintlik hier vir God vra is dat God die onmoontlike moet doen, die ontoelaatbare in die geloof moet doen. Sterk beskrywing van die woord God moet skep. Nou, in die oorspronklike teks in die Hebreëus, waar God skep, is die bekende, word eintlik baie gebruik, bara in Hebreëus word daar gebruik. Die interessantheid van daardie woord is, God is altyd, of gewoonlik dan nou seker nie altyd nie, die onderwerp. Aan die ander woorde, God is die een wat altyd skep. Dis nie ander mense wat skep nie. En dit herinner presies so, en dis hoekom hierdie gebruik van bara juist na vore kom, en besmoontlik ook om dit hier staan, is dit vat mens terug na waar het God nog geskape? Genesis. En hy vra om soos God geskaap het, God wat die onderwerp is, God wat die een is wat skep, Here, U moet weer skep. Maar nou dadelik as jy hierdie Psalm begin vergelyk met Genesis en hoe God geskep het, dan begin hier baie ooreenkomste kom, maar verdere merkwaardighede. Want in Genesis kry jy die idee, God het geskep uit niks. Wat hy vra, is baie meer. Die Here moet skep waar God die onderwerp is, waar hierdie bekende werkwoord gebruik is, maar dit is nie Here skep uit niks nie. Dis Here skep uit my chaos uit. Dis nie Here doen iets uit hierdie skoon bladsy van die lewe nie, dis Here herskep iets deur my bladsy wat bemors is. Dis eintlik wat Dawid hier vir God versoek. Skep uit my chaos.
Geliefdes, 'n donker prentjie van sonde word hier geskets. Maar dan reeds begin ligstrale van hoop aanbreek. As die psalmis vra dat God die skeiding wat tussen hom en God bestaan sal wegneem. As hy vra, Here, was my dat ek witter as sneeu sal wees. Maar dan dink mens, goed, dit is nou waar dit eindig, en dis juist hoekom ons 'n verkeerde persepsie van sonde het, want ons dink, sonde is net 'n persoonlike saak. Dis mos nou my sonde. Ons dink in terme van die individu, individualistiese terme, of anderzijds in ons dag en tyd, as ons nie aan sonde as die sonde van die individu dink nie, dan dink ons dit baie in moralistiese terme. As mens dit dan so kan beskryf, die sonde kies. Dis lynreg teen wat ons reformatore gepraat het. Ons is ten diepste in sonde gebore en ontvang. Die menslike toestand is kollektief. Hy eindig nie hier, as hy sê, Here, neem my sonde wel weg nie, maar hy vra vir 'n totale herstel. Rus vind by God, 'n nuwe hart, 'n nuwe gees vra hy. Dit is, veral in die Ou Testament denke, die sentrum van jou bestaan. Maar jy sê, maar goed, dit gaan nog steeds oor die eie persoon. Het stop ook nie hier nie. Hy vra nie vir die Here, Here, neem my sonde gewoon weg nie. Hy vra nie vir die Here, Here, skep vir my 'n rein hart nie. Hy vra ook vir die Here, dat dit oor sal spoel, tot die hele gemeenskap, wat met nagevolge van sonde getuister word. Ons lees dit in die woorde van vers 11, om oortreders te leer, Here, wat U van 'n mens verwag. Geliefdes, wat hy eintlik vra, is hy wil 'n instrument in God se hand word. En herstel bring. Jy kan hoor, dis konstruktief, dis opbou, en daarom hierdie beskrywing, bou die mure van Jerusalem. Herbou die mure van Jerusalem. Dit wat afgebreek is, herbou dit, maak weer sterk. Jy kan sien op die vlak van die Ou Testament denke, is dit versoening in die breedste sin van die woord. Met die teologiese intensie van God, wat die onmoontlike moontlik maak. Van God wat nie net gewoon uit niks uit skep nie, maar van God wat gevra word om uit chaos iets niets te skep. God wat vergewe, al kan hy nie 'n skuldoffer bring nie, al bestaan daar nie in Israel se geloofskultuur eers die opsie, jy kan vir die Here hiervoor om vergifnis vra nie, doen hy dit steeds, en hy beleef hoe God hom vergewe. Maar geliefdes, sonde het nie die laaste sê nie. En jy sien as ware hoe sonde vlug in die teenwoordigheid van God, weer eens terug na daardie klein beskrywing van skep, wat jou terugneem na Genesis, waar God geskep het, lig geskaap het. En toe lig geskape is, waar die duisternis as ware gevlug het, sien jy presies dieselfde hier gebeur, maar die plaasvervanger is die woord sonde. As jy hierdie gedeelte in 2 dele sou deel, waar God se naam redelik in die middel staan, dan sien jy in vers 1 tot 12, omtrent kom sonde, melding daarvan 12 keer voor. En wanneer daar beskryf word van God en hoe hy versoening bring, dan lees jy van sonde net 2 keer. Jy sien as het ware hoe sonde vlug. Hierdie teks is literêr arm in die tweede gedeelte aan sonde. Hierdie donker woord. En daarom dan dat ons ook sê, dis meesterlik saamgestel. Dat ons Bybel stadiger lees en sien hierdie merkwaardighede wat in die teks lê. Hy's letterlik, maar ook literêr leeg van sonde. Maar nie net leeg van een ding nie, hy's ook gevul met die Heilige Gees. En dis een van die min kere in die Ou Testament ten minste waar jy raak lees waar God as Heilige Gees genoem word. Geliefdes, ons het gesê hierdie Psalm is tydloos. Dit is nie net Dawid en sy spesifieke sonde nie.
maar die sondigheid van die mensdom, maar ook tydloos in die sin van, hier sit ons. Maar die teks ook vir ons, veral op die eerste Sondag van die lydingstyd, 'n appel tot ons lewe rig. Juist terwyl ons met as sit, dood, rou. Vra die teks, geliefdes, vir ons vandag 'n reeks vrae, wat ons dalk nie te vinnig moet antwoord nie, en as ons wil antwoord het, regtig selfondersoek doen, soos die tyd vir ons vra ons moet doen. So, hoe lyk ons geestelike lewe? Hoe lyk ons verhouding met God? Hierdie vertikale, wat ons in die teks gesien het. Maar nie net dat dit daar bly nie, hoe is ons verhouding met ons naaste, die horisontale? Van die verhouding tussen God en mens, mens met mekaar, maar dan ook die vraag, hoe lyk jou verhouding met jouself? Kan hoor die liefdesgebod steek eintlik in daardie vraag. Here jou God lief hê met hart, siel, al jou krag, naaste soos jouself. Hoe lyk ons verhouding met God? Met mekaar? Maar met jouself ook. Geliefdes, wat die teks ons vra, as dit dan nou is in die breedste sin van die woord, wat die Here vrede bring, en dat ons met vrymoedigheid na die troon van God se genade kan gaan, soos ons sien Dawid gedoen het, en vir ons eintlik die voorbeeld is, in Christus. Die vraag, is daar vrede? Beleef jy vrede? Dan nou in die breedste sin van die woord, hierdie rus waarvan die psalmis praat. Maar mens moet dit baie prakties maak. Is daar rus in jou huis? Tussen man en vrou, ouers en kinders, vrede tussen broers en susters, vriende, familie. Geliefdes, wat is die mure van Jerusalem wat ons moet herbou? Kan hoor, konstruktiewe taal, opbou. Watter bande moet ons versterk? Vra die teks weer. Wat is die as in jou lewe? En ons is heimlik dalk bewus van wat die as in ons lewe is, maar sien ons vanuit daardie as, waar ons in die as sit, dalk soos Job dan nou in sak en as, sien ons juist daarin die hoop in Christus. Soos Dawid gesien het, ek vra nou vir God om my te vergewe vir iets wat eintlik onmoontlik is. Sien ons die hoop in Christus, wat ons laat herrys uit die as van ons bestaan. Sien jy dit raak in jou eie lewe? Ons kan sien in Dawid se lewe hoe God die onmoontlike toe moontlik gemaak het. Maar in jou lewe, in jou as, waar God jou onmoontlike moontlik maak, sien jy dit? Waar God uit jou niksheid, uit jou nietigheid uit skep, maar dalk nog verder, uit jou chaos uit herskep. Sien jy dit? Orde van het wanorde. Geliefdes, ons lees van Christus, hoe dit resoneer die evangelie in die teks van Psalm 51. Uit ons eie kan ons nie voor God die Vader kom nie, maar alleen deur Christus kan ons. Ons kan met vrymoedigheid na die troon van God se genade gaan. Weet ons is versoen met die Here. Maar leef ons dit? In die lydingstyd word vir ons gevra om met nugter oë na ons werklikheid te kyk, na ons eie lewe. En ja, word jy dalk geneem na jou gebrokenheid, na jou as. Maar juis op daardie plek, so ironies soos die lewe is, in daardie as, ontdek jy die skat van oorvloedigheid.
En dis die persoon Christus Jesus. Geliefdes, kom ons gaan so ook hierdie lydingstyd binne. Amen. Geliefdes in ons Here Jesus Christus, kom ons elkeen ontvang dan nou ook die seën van die Here. Mag julle in staat wees om saam met al die gelowiges te begryp hoe wyd en ver en hoog en diep die liefde van Christus strek. Mag julle sy liefde ken, liefde wat ons verstand te bowe gaan, en mag julle ten volle vervul word met die volheid van God. Amen.